Here is, wanneer jy 10 saad, dan weer die saad saai vir julle. Bybel sê, in die boek van Numeri, hoofstuk 10, jy moet 'n trompet blaas oor jou offer, né? Dit beteken in Numeri 10, blaas trompet oor alles, die brandoffers, oor al die graakoffers wat jy saai voor die Here. Wat beteken dit? Jy maak 'n verklaring van die naamverlies van die offer. Jy sê, in die naamverlies Christus, Here, verseël die offer, ontvang dit, Here, gebruik dit tot die eer. Amen. Kom ons doen dit vir die Here volgende. Kom ons spreek die naamverlies uit oor die offergawes en tiendes, en vra die Here dit ryklik seën. Vader, ons heilige naam, ons geld die eer vanoggend, Here, met elke tiende wat gesaai is vanoggend, elke saad, elke eerste offer wat gesaai is vanoggend, Here, gewy is aan die Here. U verklaar as die wortel heilig is die res van die saad heilig, Here, afgesonder voor die Here, bruikbaar vir die Here. Here, dat U wil dit gebruik, om dit vermenigvuldig na U kinders toe vanoggend bid, Here. Vermenigvuldig in die saad na hulle toe, Here. Maak dit, Here, in so 'n wyse beskikbaar vir hulle, dat hulle nooit 'n leemte sal ervaar nie, dat hulle nooit, Here, sal ervaar, ek het iets nodig nie, of dit kort nie, Here, dat hulle skene oorloop, dat hulle huis oorloop met baie, met alles wat hulle nodig het vanoggend, Here, en nog meer. Vader, ons aanbid U, ons heilige U, dat elkeen gesaai het vanoggend, Here, blymoedige gewers is. Mense wat sê ek is lief vir die Here. Ek saai wat ek lief is vir die naam van die Here. Ek offer op, omdat die Here vir my alles opgeoffer het aan die kruis. En daarom sal ek opoffer wat die Here vir my gee, en ek sal net 'n klein deeltjie, wat die Here vir my vra, teruggee hom. Here, ek wil vra, Vader, dat hierdie saad vanoggend baie spesiaal benat word deur die Gees van die Here. Sorg dit, Vader, baie ryklik. Mag dit vermenigvuldig en 'n vrugbare grond geval het vanoggend, Here, vermeerder. Mag dit ontkiem baie spoedig en vrug voortbring in elke hart, in elke huis, in elke omstandighede wat jy van vertrou, Here. Ons waardeer U, ons heilige U. Ons gee al die eer vir ons tiendes, ons salarisse, ons bonusse, ons inkomste, Here. En nou dankie, Vader, in U naam vanoggend bid dit uitgespreek word en ons verklaar dit in die naam van die Here Jesus Christus, ons Here. Amen en amen. Loof die Here, seën julle tiendes, ons daar saam gesaai is vanoggend. Ons waardeer dit baie, dat jy getrou is aan die werk van die Here, en jy regtig ook julle opwek. En weet jy, baie mense wat saai, is mense wat ontvang, nou. Maar mense wat saai, se hart is ook. Maar mense wat nie saai, wat terug as hart is toe. Hulle kan ontvang by die Here nie. En die Here wil soveel meer gee. Weet ek sien baie kere in 'n veldtog wat ons gehad het, ek en my vrou op 'n stadium in Kriel gemeente, AGS, het ons uitgenooi tot 'n preek daar. En die mense saai, daar's een man, hy het gesaai vir die werk uit sy hele beursie reg gemaak in die offergawe daardie aand. Hy sê vertrou die Here. En hy het genees ontvang vir sy liggaam. Sy liggaam was gebreklik. Hy het gebrek gehad vir 18 jaar in sy hand. En daardie aand het die Here sy hele hand gerestoreer, wat hy kon ontvang wat gegee vir die werk van die Here. Amen. Maar sy hart was ook ontvang. Amen. Loof die naam van die Here. Daardie aand het blinde oë gesien. Beroerd is opgelos. Halleluja. Ek is bly daaroor. Amen. Beroerd is opgelos. Blinde oë gesien. Amen. 'n wonderlike net 'n salwe van die Gees van die Here, omdat daar 'n vloei was van lewe, van gee, van ontvang. Amen. Dis wat die Here wil hê in die midde van die kerk. So hoe meer oop jou hart is, hoe meer jy saai, hoe meer oop is jou hart om te ontvang. Mense wat terughou en sê ek kan nie daai geduld vir die Here gee nie. Hulle kan ontvang nie. Hulle stagneer in hulle situasies. Hulle stagneer in hulle doen en later. Hulle voel net, "Sjoe, maar hoe kan ek by daai plek uitkom?" En die geheim is, die Here sê die eerste vrugte, die tiendes hoort aanby, en daardie dinge is belangrik vir die Here. Amen. Kom ons leer blymoedige gewers te wees. En dan gaan jy ook so verbeter in jou lewe. Die Here beloof in sy woord, dis sy woord, dis God se woord. En hy sê in Maleagi 3 vers 10, ek gaan nie vir jou oopmaak om jou. Ek gaan nie soveel seën dat jy genoeg plek het om alles te kan stoor nie. Halleluja. Amen. 'n Belofte van die Here. So ek bly met daardie belofte in my eie lewe. En ek sê dit ook gemanifesteer in my eie lewe. Ons sien wat die Here vermeerder, die Here seën, die Here doen dinge so vir sy welbehaag en sy verheerliking. Amen. Ons het geleentheid gehad om vir arme mense uit te reik in Desember vakansie. En die Here seën dat die Here regtig nie baie kos voorsien vir hulle en klere, matrasse en beddens en alles vir hulle voorsien. Amen. En dit is wonderlik om te sien dat die Here gee dit ook vir ons terug. Amen. As 'n gemeente. Ek wil vir julle elkeen dankie sê vir die jaar wat verby is. Ek wil geleentheid gehad om dankie te sê nie. Maar ons kyk nie terug in die jare, ons kyk uit na 'n nuwe jaar, 'n nuwe toekoms, verwagting vir die hartlik by die vuur van God. En ons sien baie dinge wat die Here vir ons beloof het, begin al reeds te manifesteer. Die reën van God is hier en die reën van God val op jou lewe. Volgende week om daarin te stap en te ontvang en gewas te word en lewe te ervaar in die Heilige Gees. Baie dankie daarvoor. Here sê dankie vir julle ryklik. Ek wil graag julle na die woord neem vanoggend.
En vanaf julle die woord van die Here, so julle op my hart geleg, net wys vanoggend. En kom ons gaan na Jesaja, ons begin met Jesaja 54. Jesaja 54 vers 1. Kom ons bid met die woord. Vader, die woord is lewend en kragtig, skerp as 'n mes en 'n swaard, Here, die woord bring lewe. Vader, ons dank U dat die woord vanoggend ingryp oor enige siekte, oor omstandighede, Here, en dat U sy woord stuur in harte, en die woord, Here, soos 'n hamer sal wees, wat rotse en harde harte verbrokkel, Here, en ek dank U dat ons ook vanoggend, Here, die woord kan ontvang in lewe en oor en wandel. Vader, baie dankie vir 'n woord wat lewend is. Sonder die woord sal ons nooit kon bestaan nie. Sonder die woord, Here, U wat vlees geword het as die woord, sal ons nooit bestaan kon voer in die gees nie, en nooit U stem kon herken of hoor nie. Vader, dankie dat die woord gestuur is in die vorm van die vlees, om vir ons vlees en bloed te word, om vir ons in 'n kruis te hang, en lewe te manifesteer vir ons elkeen. Here, ons wil woord ontvang vanoggend vir ons toekoms, 'n visie vir ons gedagtes, Here, om elke dag wakker te word met 'n gedagtegang van die Here, met gedagtes van Christus Jesus. Weer Here, om bewus te wees van U alleenlik. Dis waarvoor ons gekom het, Here. Mag die koninkryk gee vanoggend. Mag die koninkryk neer in hierdie plek vanoggend, Here, met elkeen. Mag elkeen ontvang in die hand van die Here. Mag elkeen sê, ek was in die huis van die Here. Ek het die woord van die Here gehoor vandag. Dankie daarvoor, Vader. Maak ons harte oop, ons ore oop, ons oë oop om te sien en te ontvang en te glo wat die Gees van die Here vir ons sê. En U naam geheilig word, en sê dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Goed, wonderlik. Prys die naam van die Here. Vanoggend is 'n oggend waar die Here beginsel neerlê vir ons glo van verwagtinge in die Here. Waar jy dinge moet verwag in die hand van die Here. Waar jy drome, die beginsels daarvan, die dimensies van verwagtinge, vermeerdering in jou lewe, wat jy graag verlang van die Here af. As jy nog graag verwagting in jou hart het, jy 'n visie het vir 2017, vanoggend is die oggend, wat jy sê, skep in my 'n visie. En laat my mooi sien wat U vir my beplan in my lewe. Jeremia 29 sê die Here, ek beplan 'n toekoms vir jou en 'n verwagting, 'n hoopvolle toekoms om jou te seën en voorspoed en nie teëspoed nie. Nou, soos weet wat die Here sê vir ons duidelik in sy woord, ek beplan vir jou 'n hoopvolle toekoms, 'n toekoms van verwagtinge en seëninge uit my hand uit. So ons weet die Here is hier vanoggend om sy woord bekend te maak en sy woord te bevestig in elke lewe. Halleluja. So mag die woord van die Here bevestig word in jou lewe, by jou kinders, in jou huis, oor jou finansies, van alles wat jy voor die Here vertrou, vanoggend ook hier. Amen. So kom ons gaan met die woord van die Here. Lees graag saam Jesaja 44 vers 1. Hy sê vir ons, jubel onvrugbare wat nie gebaar het nie. Breek uit en gejubel en juig. Jy moet geen weeg gehad het nie, want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê die Here. Maak die plek van jou tent wyd en laat hulle die doeke van jou tentwonings oopspou. Verhinder dit nie. Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in. Want jy sal regs of links uitbreek en jou nageslag sal naas sy besit neem en verwoeste stede bevolk. Wees nie bevrees nie, want jy is nie beskaamd staan nie, jy vrees geen skande nie, want jy is nie nodig hier om te bloos nie, want jy sal die skande van jou moet vergeet en aan die smaad van jou weduweskap nie meer dink nie. Amen. Dis wonderlik wat die Here verklaar hier in sy woord. Hy begin net te sê, begin te juig, jubel onvrugbare. Begin te juig onvrugbare. Hoekom het onvrugbare is juig? Hoekom het mense juig wat geen manifestasie sien van iets wat die Here doen? Want daarom weer, daar's 'n onvrugbare vrou en die Here sê vir haar, jubel en juig. Jy het nog nie 'n saad in jou nie. Jy het nog nie 'n babatjie wat jy verwag nie. Jy het onvrugbare, maar jubel en juig. Wees bly. Hoekom sê die Here, wees bly? Hulle sê, ek wil 'n visie bring. Ek wil 'n gedagte in jou plaas, dat jy my sien en my hand sien vir jou, en my gedagtes aangaande jou lewe koester, en weet maar, ek is hier jou God, wat nuwe gedagtes plaas, wat jou weer in my weer inbring, en sê maar, jy kan gelykvormig word aan my weer, en my weer ken. Hy sê, jubel en juig onvrugbare. Dis wonderlik om te weet, die Here sê, as jy begin die Here loof en prys, met 'n gewaad van lof in jou lewe, dan begin jy 'n visie te skep in jou hart. Jy begin deur te breek in areas van jou lewe, as jy sê, ek weier om negatief te wees. Ek weier om negatief te dink, of negatief te spreek in my lewe. Ek spreek die verklaring van die woord van die Here. Ek maak 'n verklaring en 'n getuienis op my lippe bekend, dat die Here gaan vir my deurbraak gee, oplossings bring, genesing bring, gesag en orde bring in my lewe. En daarom is dit so belangrik om dit te weet. Jy kan die Here gerus met ons kry. Is dit reg? Ons het nie wind by dit. Is dit reg? Loof die Here sê dat die Here geoop gooi. Dit is 'n
bietjie ventilasie gekry in suurstof. As ek kinders se koppe genoem, mens. Prys die naam van die Here. So ons gaan die Here vertrou om 'n visie te kweek vir jou eie lewe vanoggend. Juig oor onvrugbare. Jubel onvrugbare. Hoekom? Want daar is vrugbaarheid in jou lewe van die Here af. Nou, daar's vrugbaarheid. Die Here bevrug jou met gees en met lewe deur sy woord. So hy sê vir ons, jubel onvrugbare, wees wat nie gebaar het nie, breek uit en jubel en juig. Weet jy, een van die wapens in my eie lewe wat baie toepas is lof en prys. Ek prys die Here, baie keer as ons met my siekbed staan, of my kinders se bed staan, baie siek is in ICU, was ek ook hierdie week gewees, en ek was daar by Sarah ingewees, Sarah, welkom, ek so bly die Here jou bewaar, en ek het so WhatsApp gekry, ek geskrik die WhatsApp sien, maar ek is bly is die volgende, daar sit Sarah, aangeraak deur die Here, prys naam van die Here, amen, en weer die Here gaan jou nog volkome herstel sal, en alles heel maak in jou lewe. So ons prys die Here vir sy woord en sy naam op ons lippe. So ons loof die Here dat sy getuienis op ons lippe kan heers. Wat wil jy verklaar in die gees? Wat wil jy verjuig voor die Here en jubel voor die Here? Die Here kom in sy teenwoordigheid in jou juig en jou lof en jou prys in, en hy bring situasie tot 'n einde wat jy hier staan. Nou. Maar die duiwel is baie bang vir lof en prys. Onthou Paulus en Silas in die tronk, tot 'n middernaglike ure moes sing en juig voor die Here. En die Here aanbid en prys en kettinge en ystergrendels begin die Here te loof en te prys. En hulle voel net hulle moet nie uitbreek, hulle moet deurbreek. En die Bybel sê vir ons ook hier duidelik, jy sal uitbreek. Amen. Jy gaan deurbreek. Wees nie bevrees nie. Hy sê jy gaan links en regs uitbreek. Paulus en Silas het dalk hierdie Jesaja 54 gesing in die tronk. Ons gaan uitbreek. Ons gaan links en regs uitbreek uit hierdie plek uit. Ons kettinge gaan afval. Ons gaan nie meer langer gebind wees met omstandighede nie. Ons gaan begin uitbreek in die naam van Jesus. Ons gaan begin juig en jubel en lof op ons lippe hê en blydskap in ons harte hê. En begin weet dat die Here het klaar 'n uitkoms gebring. Amen. Hoekom sê hy jubel en juig en vrugbaarheid? Want die Here sê met 'n gedagte en 'n visie kweek in jou hart vanoggend. Ek het klaar 'n weg gemaak. Ek het reeds vir jou gestry. Ek het reeds 'n oplossing vir jou in die verre toekoms. Jy hoef nie bekommerd te wees daaroor nie. Jy hoef nie jou angstig te raak daaroor nie. Jy hoef nie moedeloos te raak daaroor nie. Die Here sê ek het al reeds vir jou 'n antwoord in die verre toekoms gebring in jou lewe. Daarom jubel en juig vanoggend. Amen. Wie wil dis bly om te jubel en juig? Kom ons jubel en juig. Ons Here prys hom te gee. Amen. Halleluja. So kom ons jubel en juig in ons harte. Laat jou hart regtig 'n jubelende hart word hierdie jaar. Moenie begin kla in 'n manier. Maar die duiwel hou van om jou te verstrik in ystergrendels. En jy tentpen, ek kan nie weer gespan word nie. Want jy voel so beperk in jouself, voel heeltyd moet ek onder dieselfde omstandighede gebuk gaan, Here. Dieselfde situasie betref my heeltyd. Ek staan met dieselfde gedagtewêreld op my lewe. Ek het dieselfde uitsprake met my mond. Here, ek het dieselfde dinge wat my net 'n roetine in my lewe vorm. En ek wil 'n bietjie iets verander in die jaar, Here. Ek wil 'n bietjie getrou word aan die Here. Ek wil 'n bietjie meer as getrou word. Ek wil 'n bietjie meer loof en prys. Meer die woord kom hoor. Meer 'n aanbidder van die Here begin word in 2017 in my lewe. En Here roep ons op 'n plek en sê, as daar verandering moet wees in omstandighede, moet iets in jou verander. Dis nie so nie. Niks om jou kan verander as jy self nie verander in jou innerlike mens nie. Niks gaan verander in 2017. Waar mense sê vir my, ek is so bly, 2016 is bly. Ek sê, ja, weet jy, dis 1 sekonde, maar daar is 2017. Dis letterlik so reg. 2017 is 1 sekonde letterlik korter as 2016. Daar het nuus gewees, sterrekundiges is daar gepraat by NASA. Hulle sê ons kan 1 sekonde jaar minder hê. So prys die Here, amen, 'n korter jaar. Maar verander iets in die jaar, né? Jy gaan dit 1 sekonde korter in die jaar. En 1 sekonde kan jy baie doen, dit dalk nie kom by uit in 2016 nie. Maar jy moet dit nie mis in die jaar nie, want in God se pas kom, in God se wil kom, in God se beloftes kom. En die Here begin eer en om loof en prys. En hy sê, Here, ek sal jubel en juig. My hart sal kies om te verander. My gedagtes kies om te verander. My woorde kies om anders te spreek. So die Here sê, jy kan nie uitbreek links en regs nie. Jy kan nie tentpen hê wat wyd span. Jy sê dat iets in jou verander nie. Hy sê, as jy onvrugbaar is, juig. As niks gebeur om jou, juig. As jy voel as omstandighede jou kwel en probleme om jou, juig. Begin te aanbid, begin om te loof en te prys, begin die Here groot te maak, staan jou stand en sê ek kies om die Here te loof. Die duiwel kom baie keer en saai onmin en saai twyfel
en saai negatiewe gedagtes om jou te laat spreek teenstrydig met die woord van die Here. Dan kan jou tent nie buig gaan nie. Dan kan jy nie begin jubel en jy gaan uitbreek nie. Dan kan jou lewe nie sin maak nie. Jy gaan nie 'n visie kweek as jy nie kan lof en prys op jou lippe sit. Jy moet lof en prys op jou lippe hê om deur te breek in hierdie jaar. Jy moet die Here eer met alles en sê, Here, ek wil 'n deurbraak salwing ontvang vanoggend. Ek wil 'n deurbraak dimensie in my lewe hê. Ek wil links uitbreek, ek wil regs uitbreek in my lewe. Links uitbreek en regs aan alle kante toe. As die vyand dink hy kom links aan hierdie kant na jou toe, breek jy deur. As die vyand dink hy's aan die regterkant van die jaar, dan breek jy deur. Halleluja. Want die Here sê ek is met jou. Ek sê jy nooit begewe en jy nooit verlaat nie. Jy gaan deurbreek hierdie jaar, waar jy nog nooit deurgebreek het nie. Jy gaan 'n salwing en 'n visie hierdie jaar, waar jy nog nooit 'n ander visie gehad het nie. Ek wil dit net vir julle spreek en vir julle beloof, baie van julle gaan hierdie jaar 'n groot en geweldige deurbraak sien in finansiële gebiede, jou families, jou verhoudings, jou kinders, alles gaan deurbreek. Daar het gestryd en baie trane gehad het en broers geraak het en negatief geraak het in die verlede, gaan hierdie jaar anders wees. Jy gaan deurbreek. Amen. Sê vir die persoon sê ek gaan deurbreek. Halleluja, ek gaan deurbreek. Sê vir die ou, maak ruimte, ek gaan links uitbreek. Sê vir die ou sê, maak ruimte, ek gaan regs uitbreek. Halleluja. Prys die naam van die Here. Amen. So kom ons word deurbraak mense hierdie jaar. Kom ons word mense wat deurbreek en tente leiers span en sien wat dinge gebeur. Die Here bring orde in chaos. Hy bring lig in duisternis. Hy bring lewe en oorvloed vir ons in ons lewens. Amen. Geloof heilige naam. So moenie beskaam staan nie. Die Here sê jy gaan nie beskaam staan nie. Jy gaan die skande van jou verlede vergeet. Jy gaan alles vergeet in die verlede wat jy deur is, wat jy gekwel het, wat jy getuister het in die verlede, gaan nie langer teen kan staan nie, want jy gaan 'n ander persoon wees. Niemand gaan jou herken nie. Amen. Niemand gaan herken wie jy is. Hoorie maar, jy was dan verlede jaar so bemoedeloos. Maar kyk waar sien jy glimlag, jy prys die Here. Jy's so sterk. Die baie mense gaan wonder wie jy is in jou. Want jy het deurgebreek waar hulle nie kon deurbreek. Jy het plekke bereik wat hulle nie kon bereik het nie. Amen. Baie mense verwag en wens hulle kan plekke bereik wat jy dalk al reeds bereik het. Baie mense staan op drempels van nederlaag en vernietiging in hulle lewens wat ons nou praat. Hulle weet nie wat die antwoord is hier vanoggend nie, om deur te breek nie. Hulle weet wat die antwoord is, om 'n visie te kweek vir 2017 en deur te breek en 'n ander dimensie in te gaan as ooit tevore nie. So ons is bevoorreg vanoggend om te weet, ons gaan deurbreek, ons gaan 'n ander salwing hê, ons gaan 'n ander visie hê vanoggend, wat jou laat deurbreek in ander vlakke in jou lewe. En ek praat net van deurbraak nie, ek praat van iets konkreet, wat die Here op my hart gelyk het vir julle kom vertel vanoggend. Die Here sê, ek wil jou kom salf, ek wil jou kom seën, ek wil jou toerus met die krag in jou innerlike mens, om deur te breek. Span jou tentpenne wyd. Nou span jou tentpenne wyd, kry 'n visie, sê Here, ek gaan vergroot, ek gaan uitbrei, sien jouself uitbrei vanoggend. Span jou gedagtewêreld breed. Moenie beperk lewe nie, moenie visieloos lewe hierdie jaar nie. Sê jy, ek het 'n tentdimensie, ek wil my tentpenne verspan. Here, ek wil hierdie seile oopspan. Here, ek wil my gees bereik. Ek my gees oopmaak om meer in te drink en te ontvang. Psalm 23 sê dit so mooi. En die Here sê, die Here is na Dawid skryf, die Here is na harte, niks sal my kol kom nie. En die einde van daardie Psalm sê, hy laat my neer die Vader, gaan Vader, hy sê, en die Here berei 'n tafel vir my aangesig voor my teenstanders. Hy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. En ek hou daarvan wat hy sê, want dit beteken eintlik letterlik as vyande wat teen jou kom staan, teen jou opgerig word in jou lewe. As omstandighede jou begin druk. Weet jy wat doen die Here kosbaar is hy? Hy kom en hy sê vir die vyande, ek berei 'n tafel voor vir my knegt, vir my diensmaagd. Ek berei 'n tafel voor teen alle vyande wat jy staan. En weet jy wat die Here, hy steek jy nie weg van die vyand nie. Hy laat jou sit voor die vyand en die vyand gaan sien hoe geniet jy alles wat die Here vir jou gee. Amen. Amen. Halleluja. Jy gaan eet en geniet by 'n tafel wat die Here vir jou voorberei het en die vyand moet aanskou. Hy moet sien. Maar weet jy waar ons fokus baie kere op die vyand en nie op die tafel? Ons fokus is nie op die tafel nie, maar die Here
voorberei nie. Ons fokus op wat gaan die duiwel nou weer doen? Wat gaan nou weer kom teen my? Wat gaan negatief wees teen my? Maar die Here sê, ek het 'n tafel vir jou voorberei voor jou teenstanders. Ek maak jou effektief wil hê jou beker loop oor. Maar ons kyk na die veld. Ons fokus nie op die Here se woord nie. Ons fokus nie op deurbraak salwing of wat die Here gesê het nie. Ons fokus op die duiwel en wat hy sê vir ons en sy stem in ons ore. En ons hier nederlaag op nederlaag. Ons breek dit deur finansiëel nie. Ons breek dit deur in gebiede en areas van genesing nie. Want ons kyk na ons kondisie. Ons kyk na die vyand teen ons stuur. Ons kyk nie wat die Here vir ons beplan nie. Weet jy kosbaar is die Here? Hy berei 'n tafel vir jou. Voor jou aangesig. Voor jou teenstanders. Hy kom en hy sê, hier is vir alles. Hier is 'n feesmaal. Ek het 'n tafel vir jou voorberei. Kom eet en geniet. Kom eet deel van my. Kom stap in my saal. Die Here se hart vir jou is vanoggend om werklik te ervaar het hoe die Gees sê. En sê Here, daar is meer in U. Daar moet beter wees, Here, as dit nou in my lewe ervaar. En jy moet vreugde hê in jou lewe. Moenie mismoedig wees en wil dit klaar murmureer. Begin 'n blymoedige mens wees. Begin blymoedig te wees in jou lewe en die Here se krag en sterk jou lewe te huisves. Want die Here sê in Nehemia 8 vers 10, die blydskap van die Here is jou beskutting. As jy onder die veels van die Here wandel, vanoggend is onder die beskutting van die Here, maar hy steek jou nie weg nie. Hy sê, "Vyand, kyk, ek rig my kind op. Vyand, kyk, ek gaan hom gesond maak. Vyand, kyk, ek gaan vir hom voorsien." Jy gaan nie nederlaag terugsteun nie. Jy gaan nie oorwin nie, want ek het klaar die weg gemaak. Ek het al reeds 'n visie in haar hart geplaas, dat sy gaan groter wees soos tevore, sy hy gaan deurbreek, sy hy gaan 'n dimensie ontwikkel, 'n lewe van geloof en bonatuurlike geloof, en niks gaan haar stop nie. Hierdie jaar wat voor is. Met elkeen van ons mag deurbreek. Dis 'n belofte van die Here. Amen. Ons mag deurbreek. Halleluja, ons moet deurbreek. Deurbraak is jou deel. Deurbraak is jou, is waarvoor jy moet lewe hierdie jaar. Deurbraak is jou visie hierdie jaar. Amen. Gaan bietjie en sê, Here, verander in my ietsie. Verander in my hart dalk die manier hoe ek dinge aanskou hoe ek glo. Want baie keer staan negatief op en dink alles is negatief. Jy kom by die werk en is negatief. Jy kom van die werk af en jy is negatief. Jou gesig lyk soos kwart voor 12. En jy staan by die huis en daar is 'n vrou sien, want jou gesig is kwart voor 12 lyk. En die Here sê, nee, tel op 'n gevaar van lof. Tel op 'n gees van aanbidding. Begin om te loof en te prys. Amen. Ons kan nie sien met Presies 17 gaan die Here wil iets fenomenaal doen in die plek. Die Here gaan hierdie plek uitbrei. Hy gaan ons bless, hy gaan ons vermeerder. Hy gaan jou grootliks vermeerder sê in die woord. Hy sê alles gaan vermeerder. Hy sê jy gaan deurbreek, jy gaan nie skande hê nie. Jy gaan nie vrees hê nie. Halleluja, jy gaan nie vrees hê nie. Hoeveel mense het vrees vandag in ons lewe? Ek hoor vanoggend kom ek kry 'n WhatsApp. My skoonpa was vermoor. Gister se lijk gekry in vereniging. Vrees. Maar mense moet deel heeltyd, maar mense hulle harte moet huisves. Ons gaan nie vrees nie. Amen. Die Here het nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van krag, van liefde en selfbeheersing. Halleluja. Kom ons breek deur met 'n gees van geloof. Kom ons breek deur met 'n gees van verwagting die Here gaan iets doen. Maar jy moet 'n visie hê. Sonder 'n visie kan jy nie hardloop nie. Habakuk 2 vers 2 sê, skryf die visie neer, sodat jy kan hardloop met die visie. Wie het die visie neergeskryf op die yskas sit? Enige iemand op die spieël. Daar waar jy skeer die oggende. Ek skeer jou, maar ek stuur lig as ek skeer. Amen. Dis reg so. Ek skeer dis dan nie. Maar prys die Here. Loof die Here. Ons kan deurdreek. Amen. Ons kan verwagtinge in die Here. Ons kan saam ervaar van nuwe dinge. Die duiwel het niks teen jou nie. Hy het nie reg vir jou nie. Weet jy moet begin stamp en jy sê ek sal nie vrees nie. Weet jy wat sê Jesus vir die vrou wat bloedvloei gehad het? Dis sy kleed van sy soem aanraak. Dis sê die Here vir haar die woorde, moenie vrees nie. Jy geloof dat jy gaan word soos Abraham. Toe hy se dogtertjie kom en sê Here, my kind lê op sterwe, kom, maak die kind gesond. Dis sê net die woorde, vrees nie, moenie vrees nie. Verwerp die vrees. Verwerp angstighede uit jou hart uit hierdie tyd. Dit hoort nie in jou lewe nie. As 'n kind van God, mag jy nie vrees nie. Jy het nie 'n gees van vrees gekry nie. Jy moet nie vrees nie.
is vir ons? Wie kan teen ons wees? En as die Here vir jou is, wie kan teen jou staan? Wie kan teen jou slaan? Wat 'n wapen wat uit gesmeer word, kan jy oorwin? Geen wapen nie, want jy is gesalf, geseën met 'n visie, 'n vooruitsig. Jy gaan hardloop, jy gaan uitgebrei word, jy gaan jou 10 piene uitspan, jy gaan jou seile uitspan, jy gaan 'n ander dimensie ontwikkel in die Here. Jy gaan weet ek stap bonatuurlik met wat die Here vir my gesê het in my lewe. Halleluja. Amen, kerk. Loof sy heilige naam. Die Here is wonderlik en hy wil sy naam heilig in ons midde. Hy wil net sê ek is die Here jou God. Ek gaan jou help. Ek gaan jou op 'n plek sit waar jy altyd oorwinning beleef in jou lewe. Ek gaan Psalm 91 vers 1. Hy verklaar die volgende vir ons, maar hier is die vertaling, the Passion Translation. Ek wil graag vir julle lees, maar dit is so wonderlike vertaling om eintlik te lees. Psalm 23 is baie mooi in die Passion Translation en ek wil graag vir julle net gou Psalm 91 weergou. Hy sê, whoever lives within the secret shadow of Shaddai, the Almighty God. Hy sê, hidden in the strength of God Most High. Wow, dis mooi. Will always be kept safe and feel secure. You will feel secure. And the Father is saying, His massive arms are wrapped around you. His massive arms. God has massive arms. He's wrapped around you. Hy wil die Here in die vers arms vas. Hy kan sekerlik jou kan vas, né? Amen. He's got massive arms. Protecting you. You can run under His covering of majesty and hide. His faithfulness is a wrapped around shield, keeping you from harm. You will never worry about an attack from demonic forces at night. Weet jy, my seun, Nathan, verlede jaar was in ICU te beland. En amper by dit omgedraai, ons vat hom huis toe. Net daarna, vir maande en maande, seker 2 maande terug het eers geëindig, het hy elke aand aanvalle gekry. Elke aand aanvalle gekry van demoniese magte. Hy droom hy gaan sterf, hy droom as dinge wat hier staan, hy droom sy liggaam gee in, hy sweet genadig, hy die sweet met 'n uitslag in sy lewe, selfs in die winter het hy heeltyd gesweet, hy kon eers op bergsloom hier nie, dan brand sy liggaam letterlik by hom kom in die kamer. Jy weet, hy haal wapens uit van God, dit begin te praks, dit begin, en ander aande is met die bloed van Jesus, en ander aande is stuk sy woord, en ander aande wil hy ons voor die Here sy grootheid, sy almag en sy heerlikheid, en ander aande is met vir die Here afhanklik, en sê Here help, en ons smeek die Here, ons bid voor die Here, maar ek geleer, weet jy, 2 maande terug toe eindig, en elke wapen in die woord gaan bely, elke belofte in die woord, en ek gaan bely en soek en gesê, Here, dis die belofte aangaan na ons, Here, ons moet bidders en soekers wees na die Here, en ek prys die Here dat hy genees is, deur die wonder van die Here, maar in jou lewe moet jy begin, om die Here te soek en sy beloftes na te jaag, en anders te dink oor die situasie, weet jy die oomblik toe ek anders begin dink, en sê, man, jy is klaar gesond, deur die wonder van Jesus, 2000 jaar terug, en jy het klaar gesond gemaak, Nathan, ek sê van hierdie gaan einde kry in jou lewe, en ons spreek lewe, en ons begin die woord te verklaar, en ons begin te glo wat die Here sê, en jy moet tot die geloof in werking tree, te hou die aanval op teen hom. My persoonlike ondervinding met hierdie dinge. Die Here kom, en hy sê nie vir jou volgende weer, hy sê kom, lig jou mond op, weet jy, as jy 'n visie het, as jy gedagte daarop het van deurbraak, gaan jy 'n mondstuk van deurbraak begin. Jy gaan begin woorde spreek van deurbraak, né? Maar as jy gedagtes dat dit verwronge is en negatief is en jy kan nie 'n oplossing sien nie, gaan jy begin spreek soos jy dink. Want mense wat dink, so word hulle. Die Here sê, soos mense se hart dink, so is hy, né? So wat jy bedink in jou hart is baie belangrik. Wat jy bedink kom uit jou mond uit. Met tyd, né? Met tyd word dit deel van jou, dit word 'n vesting in jou lewe. So bedink alles wat lieflik is, prysenswaardig is, aanneemlik is, wat mooi is. Bedink daardie dinge hierop nie om 'n visie te vorm in jou lewe. Bedink ander dinge. Weet jy, baie keer kom jy vandaan, hy sê, dink oor, weet jy, staan die oggend op en jy dink dadelik, jy sjoe die werk. Jy dink dadelik, ag, die gemoes al daar is gekry. Jy dink dadelik, sjoe nee, ek wens ek kan anders oor die weg kom. Jy dink dadelik, ag, ek en my vrou is kwaad van mekaar gister en die kinders is so stywig en daar's chaos in die huis, wat ook al. Weet as wat gebeur in die huis en die duiwel kom en aanvalle en jy begin 'n gedagte daaraan te hê van, sjoe, dis negatief om my. Verander die gedagtes onmiddellik. Dink anderste oor die situasie en die deurbraak gemakliker wees. Amen.
Begin ander gedagtes te sê, jy gaan nie bekommerd wees oor gedagtes oor demoniese aanvalle in die nag nie, nor have fear of a spirit of darkness coming against you. Amen. Halleluja, jy gaan nie vrees vir magte van duisternis, vir geeste, vir demoniese magte. Weet jy baie mense is bang vir duivels? Baie mense is bang vir duivels. As jy praat van die duivels, sidder hulle. Maar as jy naam van Jesus spreek, moet hulle eintlik sidder, né? Halleluja. Amen. Die Bybel sê wanneer hulle die naam van die Here hoor, sidder hulle, omdat jy die naam van Jesus spreek met jou lippe. Demone sidder as hulle die naam van Jesus hoor. So jy moet sê, in die oggend se kom oopmaak, in die naam van Jesus Christus, ek kies hierdie dag met blydskap, met vrede bewaar. Ek kies om die dag in te gaan met oorwinning. Nie te sê, ag Here, gedagtes, neem my gedagtes gevange in die gehoorsaamheid van Christus. Hierdie is 'n gevegspel van jou lewe. Jy kan nie 'n visie kweek as dit nie negatief is. Don't fear a thing. Whatever by night or by day, demonic danger will not trouble you, nor the powers of evil launched against you. For God will help you safe and secure. They won't lay a hand on you. This Bible. They won't lay a hand on you. When we live our lives in the shadow of God Most High, a secret hiding place, we will always be shielded from harm. How then could evil prevail against us or disease infect us? Amen. Hallelujah. How can evil prevail? How can disease affect you? Because you're in the shadow of the Almighty God. You're under His wings and the protection of the Most High. Hy gaan verder vers 11. God will send His messenger angels with special orders to protect you wherever you go. Messenger angels. Wow. Amen. Defending you from all harm. If you walk into a trap, they'll be there for you and keep you from stumbling. This way. You'll walk unharmed among the fiercest force powers of darkness, trampling over one of them beneath your feet. For here is what the Lord has spoken to me, because you have chosen to be my great lover. I have chosen to greatly protect you. Wow, is there the lovers of God? Is there the lovers of God? There are some mense wat God lief het volgens hier. Amen. If you love the Lord your God with all your heart, He will say, I'll protect you. If you love the Lord your God, as jy hom lief het met jou hele hart, die hele siel, met al jou krag en jou verstand, alles wat jy is, jy naas jouself, sê jy, ek gaan jou beskerm, ek gaan jou uithelp in tye van nood. En dis wonderlik wat hy sê, I have chosen to protect you. I will set you in a high place, safe and secure before my face. I will answer your cry for help every time you pray. You will find and feel my presence. Even in your time of pressure and trouble, I will be your glorious hero and give you success. That's wonderful. I will be your hero. People want heroes. Mense soek heroes, nou. Hulle soek iemand om hulle te help. Hulle soek 'n Superman of 'n Spider-Man. Dis nie so nie. Mense soek oplossing. Hulle soek iemand wat kan uitstaan en net hulp aan hulle kan gee. Of 'n uitkoms kan verduidelik aan hulle. Of 'n rolmodel kan wees. Nou, ons soek sulke mense in ons samelewing. Dit is nodig om dit te hê. Ons soek mense wat kan deurbreek die spyt van omstandighede, wat die stand kan staan, en die stryd kan stryd, en die geveg kan veg. En oorwinning nog steeds kan behaal in hierdie tyd, om uitsprake van oorwinning te maak, en mense wat mekaar kan opbeur en opbou. En die Here sê, ek is jou Here. Ek is jou Here. Amen. Ek is hier vir jou stryd. Hy sê, vir ons Vader in die woord, hy sê, you'll be satisfied with full life with all that I do for you. For you will feast your eyes on the fullness of my salvation, drinking deeply of me. That's wonderful. Dis so mooi. Dis so mooi om dit te weet. Maar weet jy wat is die grootste wapen in jou lewe? Om 'n gedagte gang te hê van die Here kan, die Here gaan en die Here sal. As jy daardie gedagtes kan kweek, die Here kan, die Here wil, die Here sal en die Here gaan. As jy daardie gedagtes kan kweek aan die woord uit jou lewe, waar begin dit? Josua 1 vers 8. My gunsteling skrif in die hele woord. Josua 1 vers 8. Ek wil dit gou vir julle lees. Wees net baie sterk en volmoed om nou gesê te wandel volgens die hele wet
wat Moes met nag, jou beveling. Wyk daarvan nie links of regs nie, sodat jy met goeie gevolg kan haal oral waar jy gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Hy sê, mag nie uit jou mond uitwyk nie. Hy sê, bepeins dit dag en dag, sodat jy nou gesê kan handel, volgens alles wat daarin staan. Want dan sal jy in jou weë versprig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Amen. As jy met goeie gevolg handel, as jy die woord van Here bepeins in jou lewe, begin jou mond outomaties te spreek wat jy bepeins. Hy sê, moenie dat die wetboek uit jou mond uitwyk nie. Spreek die woord van God. Spreek die woord van God. Amen. Mag die woord jou wapen word. Jou wapen is jou gedagtes wat in lyn is met jou woorde. Weet jy, geloof is eintlik om uit te spreek wat jy bedink het. Sonder oordeenking van die woord, sonder 'n gedagte gaan in die woord, kan jy nooit die woord van Here spreek en resultate sien in die woord nie. Want iewers moet 'n substansie en gewig kry in jou lewe. Die substansie en gewig van die woord kom uit om dit te oordink, te bepeins, te hoor en deel te maak van jou lewe. Mense wat die woord deel maak van hulle lewe, is mense wat geloof spreek en werk is. Maar mense wat nie die woord bedink nie en in die woord wandel en die woord ter harte neem nie, is mense wat net verklaarings maak met hulle monde en die hemel gee nie ag op jou woorde nie. Jy kan maar uitroep, jy kan maar huil, maar dit gaan nie ag gee op die woorde. Weet jy hoekom? Want daar is geen gewig van 'n meditasie en 'n gedagtewêreld van die woord nie. Amen. So prys die Here. Toe maar gaan nie nes maak ons hare nie, dis nie 'n vlernis nie. Dis 'n swaakie. Hy het ons mekaar die aand toe ons praat oor reën, hierdie jaar se aand trek die swaakies hier. Jy kom hulle ingevlegde trekkie. Toe sy sê, Here, mag daar reën wees 2017 vir ons, en hulle kondig ons reën aan. Hulle kondig reën hierdie seisoen aan. Prys die Here. Amen. 'n Profetiese verklaring vir hierdie plek ook, dat daar mense wat hier is vanoggend gaan reën ervaar en deurbraak ervaar en die salwe van die Here wat jou genadeer. So prys die Here. Amen. So wie's bly oor die woord? Wie's bly jy gaan weet? Wie's bly jy gaan links en regs uitkyk? Halleluja. Amen. Wie's bly dat ons 'n verklaring kan maak dat die Here in ons wandel, in ons wees is, in ons gedagtes is, dat ons die Here se woord kan spreek en lewe ervaar deur die woord. Begin uit te brei hierdie jaar. Begin die woord meer as ooit gewigtig te maak in jou lewe. Bring die gewig van die woord terug in jou hart. Bring die gebedslewe terug in jou lewe en begin te spreek wat die Here sê. Dan gaan jy sien, jy gaan links en regs uitbreek, jou tentpennig gaan werk gespan word, jou tent gaan opgerig word en jy gaan 'n dimensie ervaar van siele wat jou kant toe kom, oorwinning en vrede in die Here en niks gaan onmoontlik wees vir jou omdat jy die Here vertrou en glo. Amen. Prys die naam van Jesus. Halleluja. So ek bly opgewonde saam met julle dat die woord lewend en kragtig is in julle lewens vanoggend ook. En ek wonder, dis wonderlik wat die Here sê. Ek wil nie eers hierdie vir julle wys nie, maar kom ons kyk gaan na Joel 3 vers 9 vir ons afsluit. Roep dit onder die nasies uit. Heilig in oorlog. Wek die helde op. Ek praat weer van die helde, né? Laat al die kruisvaarders nader kom, opruk. Smeek van julle pikke swaarde. Vir die snoei mense spiese, waar die swakke sê, ek is 'n held. Amen. Laat die swakke begin sê, ek is 'n held. Halleluja. Moenie sê omdat jy swak is vanoggend, ek is swak en nietig en arm en darm. En weet jy wat, dis so tussen die boom en die bas, die taai en die teer. Jy weet mos hoe gaan dit broer. Jy weet, baie mense sê ons sulke goed. En hulle raak negatief en hulle sê maar net, ag ek weet nou nie hierdie maand, ag ek weet nie, jy weet, hy baas my, is maklik, ek weet nie hoe gaan ek dit kom nie. En weet jy, begin te sê wat die Here sê. Amen. Begin 'n held te word met jou lippe. Sê maar, ek staan op, ek spreek soos 'n held, ek tree op soos 'n held, ek doen wat 'n held sou doen. Halleluja, amen. Maar die swakke sê, ek is 'n held. Halleluja, prys die Here. Want ons is helde. Ons is helde in die samelewing. En weet jy, elkeen van julle wat hier sit is 'n held in die oë van Jesus Christus. Elkeen van julle is 'n held. Jy's 'n held vir jou familie. Jy's 'n held vir iemand daar buite wat jy nodig het. Jy's 'n held vir jou kinders. Jou kinders is 'n held vir jou ook. Amen. Maar jy is 'n held vir iemand. Wat die swak sê, ek is 'n held. Moenie sê ek is swak. Moenie sê ek kan. Moenie sê ag, dit is onmoontlik vir my. Sê met Christus kan ek alles doen.
Sê ek is sterker as hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Sê ek is die kop nie die ster nie. Sê ek is bo nie onder nie. Sê die Here is met my, ek sal nie vrees nie. Begin dit te sê. Halleluja. En dan gaan jy sien, die Here maak jou 'n held vir sy koninkryk. En jy breek deur en jy het 'n visie om deur te breek en in te druk en duisternis laat vlug. En duisternis gaan jy nie oorweldig nie. So ek wil met mense spreek vanoggend oor almal van julle en sê jy's 'n held van God. Jy's 'n held van Christus. Kom ons gaan uit hierdie week en sê, ek gaan daar waar duisternis is lig bring. Ek gaan daar waar hopeloosheid is hoop bring. Ek gaan daar waar biddeloosheid is begin bid. Ek gaan daar waar die woord nie gespreek word nie, begin woord in lewe saai in my lewe. Halleluja. En weet jy, ek kom by besighede in die week en baie kere weet die besighede waar ek bedien, sien mense is negatief en hulle voel net so aangeval deur duisternis. En ons is so nie besigheid as 'n verhoog waar mense sukkel. Hulle is so baie mense nou besig, hulle met 4 mense begin preek. Hulle is nou al so baie op die verhoog daar skep die besigheid om hulle net op woord te akkommodeer dat hulle kan hoor wat die woord sê. Amen. So groot is dit wat die Here doen in die besigheidsektore in die wêreld. En dis wat ons sien, elke persoon wat die woord hoor en wat die besigheid wat ons instap, die salwing saai van die woord, die baas is so bly oor die woord, hy sê shit, so bly is hy. En as ek eendag dit kan maak, die sê, man, ek gaan vir jou rit en money gee. Jy mag dit nie net weer maak. Jy moet nie wees. Maar asseblief, jy moet nie wees. Maar ons prys die Here omdat die woord van die Here kragtig is, lewend is en skerp is tussen 'n swaard is. En as jy die woord huisves en as 'n held optree met jou ploe, begin spiese maak. Nou, jy begin jy snoeimesie spiese maak. Jy pik 'n swaarde. So dis nie om te werk nie en te pik te werk nie, maar ons moet te begin stry, die goeie stryd. As jy myself af te soos bemoeg te word nie, maar die goeie stryd te stry met swaarde, die snoeimesse, lê ons neer en sê, dis tyd vir spiese. Amen. Want elkeen is 'n held. Jy stry die goeie stryd in jou lewe. Jy veg met die autoriteit van die hemel agter jou. Jy stry die goeie stryd teen siekte, teen ongrypdhede en jy gaan meer as 'n oorwinnaar wees deur die Here wat jou die krag gee. Kom ons begin 'n visie te kweek. Kom ons begin tentpenne uit te brei. Kom ons begin vreesloos te wandel. Kom ons begin verklaringe maak en gedagtes in lyn te kry met die woord van die Here. Dan gaan die Here sê, "Sjoe, ek gaan jou uitbrei. Ek gaan jou vermeerder. Ek gaan jou standvastig maak. Jy gaan links en regs uitbreek. Jy gaan deurbreek waar ander mense nie kon nie." Amen. Halleluja. So kom ons wees dit vanoggend vir mekaar bid in hierdie plek. Kom ons bid vir mekaar. Ek vra om opstaan, kom ons bid, jy kan opstaan en mekaar daar kom ons sommer opstaan. Halleluja, prys die naam van die Here. Loof sy heilige naam. Sjoe. Dit is wat mense wat die sit vanoggend staan. Maar dit voel, sê Here, afgelope tyd het ek baie genade in my lewe nodig en ek het net ervaar het soveel dinge in my staan en in my kom. Maar Here sê jy moet jou gedagtes in lyn kry en 'n visie ontwikkel in die Here. Jy gaan nêrens kom as jy nie visie het. As jy fout kom in jou gedagtes so afgetakel het en afgebreek in jou lewe, jy weet nie waartoe jou pad is nie. Jy's rigtingloos, jy's doelloos. Is die woestyn, 'n droë plek in jou lewe, jy voel net so Here, daar's nie water nie, as nie toekoms, as nie wagte nie. Here sê, ek wil vanoggend kom en vir jou visie gee. Ek wil jou gedagtes opwek. Ek wil jou woorde begin opwek. Ek wil jou geloof opwek, sodat jy die goeie stryd kan stry, 'n kryger word vir my koninkryk en 'n held word vir my koninkryk. En dieselfde wat jy staan vanoggend, jy het die gedagtes van die Here, jy het die gees van God in julle lewens. Maar weet jy waar kom dit baie kere? Ons siel is nie verspoedig nie. Dit is ons lewens nie verspoedig is nie. Ons gedagtes is nie verspoedig nie. Ons dink nie verspoedig nie. Ons dink armoede, ons dink siekte, ons dink nederlaag. En God wil vandag kom en sê ek wil jou gedagtes verander. Sodat jy soos my kan dink, soos ek kan dink. My gedagtes, jou gedagtes. My weer, jou weer kan kom. Halleluja. Is dit reg so? Amen. So kom ons verklaar teen alle duisternis vanoggend. Ons gedeelte. Ons verklaar teen alle gesag en autoriteit hier in ons plekke. Ons is mense wat kies om vanoggend deel te bring. Amen. Ons is mense wat kies. Ons gaan nie so daarom wanneer iets onstuimig gebeur, optree en negatief raak en klaar nie.
Ons gaan begin autoriteit neem oor ons huise, oor ons kinders, oor ons lewens. Prys die naam van Jesus Christus. Halleluja, Vader. Ons kom as mense van U, nederig in ons harte, met blydskap en oorwinning, en vrede in die Here, vir ons die troon betree vanoggend, Here. Here, U is die bron van ons lewens, ons harte. Ons kan niks sonder U doen nie. Ons is so afhanklik van die Gees, afhanklik van die lewe, Here. Here, ons kan niks van onsself doen nie. Ons is regtig swak en nietig, maar op U sê, wat die swak en die sê is nietig en swak nie. Wat die swak sê, ek is 'n held. Ons sê volgende, ons is helde. Ons is die krag van God. Ons is die sterkte van die naam. Here, ons is die gesag en orde van God op hierdie aarde. Here, U rus elkeen toe vanoggend met nuwe autoriteit, met 'n deurbraak salwing vir die huise en vir die kinders, Here. En van alles wat hulle aanpak, sal alles suksesvol en voorspoedig wees. Want Here, U trek vir hulle uit. U maak 'n weg vir hulle. U maak alles heel. Here, daar waar kondisies in lewens en harte en liggame heers vanoggend, wil ons sê in die naam van Jesus Christus, elke hartkwal, elke spier wat nie in lyn is met die woord nie, elke ensiem wat nie in die woord van die Here in orde volgens die woord funksioneer in liggame nie. Ons sê in die naam van Jesus Christus, funksioneer soos die woord sê, jy moet funksioneer. En ons sê vir elke mag en elke gesag van duisternis, alle siekte wat op die middag probeer kom, alle verwoesting, alle pyle wat teen ons probeer opereer, ons bestraf dit by die naam en sê in Jesus naam, verwyder jouself en die kinders van God se lewe. Het geen reg om op te tree. Het geen reg om 'n invloed te bring vir leweloosheid nie. Vader, ons verheerlik U vanoggend en ons weet, ons staan in hemelse plekke. Ons sit saam met Christus in hemelse plekke. Niks vir ons onmoontlik vanoggend, Here. Ek wil elkeen seën vanoggend en sê, die naam van die Here Jesus Christus is hulle deel. Hulle stap in oorwinning, in blydskap en vrede. Ons neem elke gedagte gevange, Here, vir die gehoorsaamheid van Christus Jesus, Here. En elke gedagte kom nou in lyn met die woord. Ons bedink die woord. Ons bedink die weë van die Here. Met blydskap en vrede in ons harte, Here. Ons seën U, ons heilig U, ons aanbid U, ons prys U, Here. Elke persoon is beskerm deur die Here. Elke persoon is op die vleuels van God. Onder die skaduwee van die Almagtige God gaan ons bestaan voor Here. En elke familie, elke man, elke hoof en priester van hierdie huis staan op as 'n held. Hulle staan op met 'n nuwe gees, 'n nuwe visie, Vader. Here, elke persoon wat hier is, elke vrou, elke dogter, elke jong man, Here, ons vra in die naam van Jesus Christus, staan op as 'n held. Staan op met die autoriteit van die Here. Here, laat hulle links en regs deurbreek hierdie week. Laat hulle links en regs deurbreek, Vader. Laat hulle tentpenne wyer gespan word, nuwe visie om uit te brei en te vermeerder, Here. Nie om te stagneer in die jaar nie, nie om dieselfde dinge te oordink nie, dieselfde wee te lei nie, dieselfde uitsprake te maak nie, maar iets anders te sê, dit wat die woord van die Here sê. Vader, ons wil dit die woord van die oomblik af. Ons wil dit die gawes, die beloftes van die Here. En elke belofte in die woord is ja en amen tot die heiligheid van God die Vader. Mag die salwing van die Gees nou kom en op elkeen val. Mag die vuur kom en deurbreek, Here. Mag die vuur kom. Here, U wys my, U gaan skuld kanselleer. Die wat in skuld gebonde is. Here sê, 'n salwing om skuld te kanselleer. Skuld gaan gekanselleer word. Dit gaan nie afbetaal word nie, gekanselleer word. Halleluja. Amen. Ons spreek dit uit by mense vanoggend, Here. En ons dank U, Vader, daarvoor. Finansiële deurbraak, Here, emosionele deurbrake, Here, deurbrake oor hormoniese wanbalanse. Deurbrake, Vader, oor liggame wat nie in lyn is met die woord nie. Deurbrake oor emosionele toestande, oor trauma van die verlede. Deurbrake, Here, oor hartseer en oor pyn, oor dinge wat ons verlies gehad het in, Here. Deurbrake om nou te vermeerder. En links en regs uit te breek in die kosbare en heilige naam van Jesus ons Here. Vader, ek dank U vir die kosbare salwing van gees en van lewe. Vader, spoel oor U kinders. Vader, spoel oor U mense. Maar in 'n vuur van goed kom en alles skoon was en wegspoel. Mag die reën van die Gees kom en alles wat Here aan ons plak en ons klou wegwas, Here. Dankie, Vader, vir U kosbare liefde. Ons aanbid U en ons heilig U. Ons is lief vir die Here. Ons God is lief vir U naam. Lief vir U werk, lief vir U koninkryk, lief vir elkeen wat hier staan, Here. Hier is U broers en susters. Hier is U eie kinders, Here.
het hulle mekaar geroep, Here, om die plek te versamel, en Here, die Here te hoor, en die liefde van die Here te ervaar. Vader, kom, en breek deur vir ons kinders, waai met 'n magtige wind oor die plek, dat die vuur van God kom, en alles versproei, Here, wat in ons lewens hoort nie, mag die wind kom, en die geboue ruk, en die skuins veroorsaak, Here, teen magtige duisternis. Ons Heilige Gees geld die eer. Here Jesus, ons skepings van vanoggend af. Ons bid en spreek in ons gedagtes, halleluja. Ons bid die gedagtes van die Here. Ons bedink dit wat mooi is, lieflik is, aanneemlik is, waardig is, wat ryk is, Vader, voor die troon. Ons werk vanoggend alle bekommernisse op U, want U sorg vir ons. Net daarmee staan, sê Here, as ek bekommernis in my hart vestig vanoggend, op huisfees, ek gee dit vir U. Sê Here, hierdie bekommernis gee ek vir U, gee dit vir U. Gee dit nou vir U. Leer dit neer vir sy aangesig. Leer dit neer vir sy voete. Sê Here, ek weier om te vrees. Ek weier om bekommerd te wees. Dat die vrees en die saad van vrees harte verlaat, Here. Ontruim dit, ruk dit uit, Vader. Elke saad van vrees. Hoe ons groot geword het met bekommernisse, hoe mense gespreek het, Here, en ons begin glo het, Here, hoe die nuus spreek, en ons glo die nuus van die wêreld, Here. Al die vrese, al die angstighede, ontwortel jouself en word verwerp in U seën. Dankie, Here. Dankie, Vader. Halleluja. Prys die naam van die Here. Die Here is met elkeen van ons. Halleluja. Lig jou hande op vir die Here. Dit 'n laaste keer. Sê Here Jesus, kom woon in my hart. Vul my met die Gees. Maak my lewend. Maak my hart. Verander my gedagtes. In Jesus naam. Amen.